Goeiemôre. Belydenis maak my vry. Jakobus 5 vers 16. Daarom moet julle sondes teenoor mekaar bely en vir mekaar bid, sodat julle gesond kan word. Sonde hou ons vas en weg van God en vernietig ons verhoudings met mekaar. Wanneer ons bely wat verkeerd is, breek ons die krag van sonde. Jakobus leer ons dat ons nie net teenoor God moet bely nie, maar ook teenoor mekaar. Dit herstel ons verhoudings met mekaar en met God. Belydenis is die begin van genesing van 'n gebroke verhouding. Ons erken sodoende wat ons verkeerd gedoen het in woorde, dade of miskien nalatigheid. Jesus leer ons dat ons versoening met ander net so belangrik is as ons aanbidding voor God. Belydenis maak ruimte vir vergifnis en die herstel van verhoudings. Dit is nie maklik om jou skuld te erken nie. Dit vra baie moed en 'n nederige hart. Deur ons afhanklikheid van die Heilige Gees kan ons dan, sonder om onsself te verdedig, die ander persoon se pyn en lyding ernstig opneem. Wanneer jy vir God vergifnis vra oor wat jy gedoen het, laat dit mos nie die ander persoon beter voel nie. Vergifnis is soms vir ons net 'n gewetenssaak, iets wat ek teenoor die Here erken, sodat ek beter kan voel oor wat ek gedoen het, maar dit bring nie noodwendig verandering in my lewe nie. Vergifnis is ook nie net 'n saak tussen my en die Here in my binnekamer nie. Jesus vra dat ons sonde openlik teenoor mekaar moet bely. Sy Gees wys ons hoe hy teruggaan na die mense van wie hy gesteel het en hulle viervoudig terugbetaal. Sy Gees verstaan hoe vergifnis werk. Sy hart het genesing gevind. Hoekom moet ons sondes teenoor mekaar bely? Sodat jy volgende keer 2 keer kan dink voordat jy dit weer doen. Dit vat iets van jou om jou sonde openlik te bely, om voor iemand te gaan staan en jammer te sê, vra moed en geloofsvolwassenheid. Wanneer ons bely en die pad van herstel kies, gee ons God die ruimte om 'n wonderwerk te kan doen. In ons eie harte en ook in ons verhouding. Nie elke verhouding herstel volkome nie, maar belydenis bring vrede en vryheid, veral wanneer 'n ander persoon nie reageer soos jy gehoop het nie. God vra gehoorsaamheid en nie dat ons die uitkoms van elke saak moet kan beheer nie. Verhouding sal soveel anders wees wanneer ons vir mekaar kan jammer sê. Genesing kom wanneer die Here se vergifnis gestalte kry in ons lewens en verhoudings. Belydenis en vergifnis is nie net 'n gewetenssaak nie, maar ook 'n hartsaak. Dit is nie net tussen jou en die Here nie, maar ook waarin ek en jy volwasse genoeg moet wees om te kan jammer sê. Gesonde harte ontvang vergifnis en ook harte wat groot genoeg is om jammer te sê en dit te bedoel. Ja, dit is nie maklik nie, maar sonde en belydenis daarvan en die vergifnis is nie gerieflik en gemaklik nie. Wanneer ons bely, kom Jesus in ons gebrokenheid in en hy genees ons. Hy herinner ons dat sy liefde en sy genade baie groter is as ons mislukkings. Belydenis is nie 'n las nie, maar 'n uitnodiging om van jou skuld ontslae te raak. Jesus plaas die verantwoordelikheid op my en jou om ons harte gesond te hou. Here, help my om nie ander doelbewus seer te maak nie. Help my deur u Gees om bewus te wees van ander se seer en kwesbaarheid. Dank u dat u genade groter is as my mislukkings. Amen.